Goeiemôre almal, Woensdagoggend, vandag is dit die 11de Februarie die jaar 2026. Dis 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor moenie vrees nie. Nou wie het nog nooit in sy lewe vrees gehad nie? Kyk, dat jy vir jou broek wil sê, staan jy net stil want ek wil nie bewe nie. Maar vrees is partykeer deel van ons lewe, maar die Here wil vir ons vandag sê ons moenie vrees nie. Die psalmdigter, daar Psalm 91, druk dit so mooi uit. Jy hoef nie bang te wees vir die gevaar in die nag nie, vir die aanvalle oordag, die pes wat in die donker toeslaan en vir die siekte wat helder oordag verwoesting saai nie. Hoekom nie? Want die Here jou God sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ons as gelowiges besweer ons vrees oor die toekoms, ons gesondheid, ons aftrede, ook ons kinders en sekuriteit. Deur die perspektief van ons geloof te gebruik, die Here is by ons en hy is in beheer van ons lewe en ook ons omstandighede. Daarom is ons veilig, niks kan ons uit God se hand uitruk nie. Kom ons gaan lees gou-gou hoe het iemand gevrees vir sy lewe as gevolg van sy dade. Jakob, hierso Genesis 32. En Jakob het ook verder gereis en die engele van God het hom ontmoet. En toe hy hulle sien, sê Jakob, dit is 'n leer van God en hy het hierdie plek Mahanaim genoem. En Jakob het boodskappers uitgestuur voor hom uit na sy broer Esau in die land Seir, die landstreek van Edom, en aan hulle bevel gegee met die woorde, so moet julle aan my heer Esau sê, so sê Jakob u dienaar, ek het as vreemdeling vertoef by Laban, en daar gebly tot nou toe, en ek het beeste en esels, klein veeslawe en slavinne verwerf, en my heer dit laat weet, sodat ek guns by u mag vind in die oë. En die boodskappers het na Jakob teruggekom en gesê, ons het by u broer Esau gekom, en hy trek u alreeds tegemoet met 400 man, saam met hom. En toe Jakob baie bevrees geword en benoud geword het, en hy het die mense wat by hom was, sowel as die kleinvee en die beeste en die kamele in 2 laars verdeel, want hy het gedink, as Esau op die een laar afkom en dit verslaan, sal die ander laar nog oorbly en vry raak. En Jakob het gesê, o God van my vader Abraham en God van my vader Isak, o Here, wat my beveel het, gaan terug na jou land en jou familie, en ek sal aan jou goed doen. Jy sien, Jakob het God se aangesig gesoek, en nie uit homself uit gedink, maar ek sal hierdie ding kan doen nie. Ek is te gering vir al die gunste en al die trou, wat u tot nou toe aan u knegt bewys het, want ek het met my staf oor hierdie Jordaan getrek en nou 2 laars geword, red my tog uit die hand van my broer, uit die hand van Esau, want ek is bang vir hom, dat hy sal kom en my doodslaan en die moeder en die kinders ook. U het tog self gesê, ek sal sekerlik aan jou goed doen en jou nageslag maak soos die sand van die see, vanweer die menigte nie getel kan word nie, en hy die nag daar oorgebly, en van wat in sy besit was 'n geskenk geneem vir sy broer Esau. Ons volgende gedeelte baie bekend, Josua 1 vers 9. En wat sê hy? Het ek jou nie beveel nie? Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees en verskrik nie, want die Here jou God is met jou oralste waar jy heen gaan, halleluja. So is dit nie nodig om bang te wees nie, God is met ons, as ons net sy aangesig sal soek, weet ons dat hy is met ons. En ons volgende gedeelte, baie bekend ook, 2 Timoteus 1 vers 7, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en van selfbeheersing, halleluja. Ons laaste gedeelte wil ek lees hier in Openbaring 2 vers 9 tot 11. Ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy's ryk, en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van die Satan. Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werk, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Kom ons bid saam. Magtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons vanoggend weer eens u woord net kan lees en weer eens besef, ons het niks te vrees nie, ons is veilig in die hande, u behoed en bewaar ons. En wat is die dood? Die dood is net 'n oorgang van hierdie wêreld na 'n ander een toe, 'n ewigheid, maar ons moet kies waar gaan ons eindig, of die hemel of die hel.
Here, ek bid dat U ons sal help, dat daardie keuse sal wees om by U op te eindig. En ons loof U, ons prys U, ons eer die groot en heilige naam. Halleluja, amen en amen.